Goeiedag, dankie dat jy weer ingeskakel het en verder saam luister rondom selfbeskadiging. Soos met alles in die lewe is daar 'n siklus wat plaasvind. Op skool leer ons van die watersiklus, die siklus van die padda en dan die siklus waarmee ons besig is, die lewe. Met selfbeskadiging is daar ook natuurlik 'n siklus wat plaasvind en ons gaan vandag 'n bietjie dieper kyk daarna sodat jy dieper verstaan het wat dalk mag gebeur. Kom ons kyk gou na hierdie siklus. Soos jy kan sien, vind emosionele lyding eerste plaas. Dit is wanneer daar 'n ontstellende gedagte opkom, dalk 'n terugdink na 'n trauma, dalk 'n nagmerrie, dalk het iemand vir jou iets gesê, dalk het iets onregverdigs plaasgevind. Ons noem al hierdie goeters snellers. Hierdie veroorsaak emosionele lyding. Dan sal daar gewoonlik verwronge denke en gevaarlike gedagtes ontstaan binne in jou, wat natuurlik emosionele oorlading maak. Hierdie emosionele oorlading vind dan in die liggaam plaas wanneer daar paniek en baie angs ontstaan. En dit is gewoonlik wanneer iemand dan na 'n selfbeskadigingsstrategie gryp. Daar is dan 'n korttermynverligting en na die korttermynverligting dan is daar gewoonlik hierdie gevoelens van skaamte, skuld en spyt en hierdie kan natuurlik die siklus voortsit. Ek het vir ons 2 gevolgstudies geskryf. Hierdie is nie gevolgstudies waar ek regte mense se situasies gebruik het nie, maar uit navorsing, net om hierdie siklus vir jou 'n bietjie dieper te verduidelik. So die eerste een kyk ons na 'n seun wat verwerping ervaar het. Hy is op die oomblik 14 jaar oud. Toe hy gebore was, het sy pappa van sy ma geskei. So wat beteken is sy pa was emosioneel, fisies en geestelik onbetrokke in sy lewe, wat natuurlik verwerping aanstuur. En sy enigste vaderfiguur in sy lewe was natuurlik sy oupa. En toe hy 10 jaar oud was, is sy oupa oorlede. En hierdie ondersteuningspilaar in van sy lewe het gemaak dat hy nog steeds verwerping beleef. Op die ouderdom van 12 het hy in 'n groep by die skool by 'n groep seuns aangesluit en hy het gesukkel om aan te pas en hy's natuurlik geboelie. So hierdie sneller van verwerping maak dat hy erge emosionele lyding beleef wanneer hy natuurlik alleen by die huis is. Mamma werk, sy moet sy 2 werke want sy moet hulle finansiëel aan die gang hou. En wanneer hy alleen is, dan kom hierdie gedagtes op van ek pas nêrens in nie, ek het niemand om te praat nie, ek is alleen. Hierdie maak dat hy vreeslik angstig raak. En omdat hy alleen is by die huis, gaan rook hy natuurlik skelm, maar dit bly nie net by die rook nie. Hy sal hom dan self met die sigaretstompie brand. Oralste op sy arms, op sy bors, op sy bobene. En dit sal vir hom 'n korttermynverligting gee van hierdie angstigheid. En dan, as hy so klaar is, dan word hy verskriklik skuldig. En hy skaam oor wat hy gedoen het, en dan sal hy sy tweede sigaret uithaal. En so herhaal hierdie siklus hom. 'n Tweede gevalstudie is 'n dogter van 17. Sy word groot in 'n Christenhuis, liefdevolle ouers. Sy's 'n uitblinker op skool, sport, kultuur en akademie. En ongelukkig gedurende Desember vakansie, toe breek sy haar enkel. En hierdie traumatiese insident het haar weggehou van die enigste geleentheid wat sy op skool sal hê om aan die netbal A-span te kon deelneem. Hierdie trauma geleentheid het ook gemaak dat sy weggehou is
van die Gauteng kampioenskappe en ook die SA kampioenskap deelname. Hierdie traumatiese gevoel het vreeslik baie emosionele lading op haar gesit. Sy kon nie dit aanvaar wat met haar gebeur het nie. En sy het die heeltyd hierdie verwronge vraag gehad, hoekom het dit met my gebeur? Sy het nie hierdie trauma verwerk nie en dit het ongelukkig baie spanning en angs veroorsaak. En sy het dan haarself begin sny op die binnebeen. Dit was nie alleen die selfbeskadigende strategie nie, maar het sy toe haarself ook dieper in die boeke ingeslaan, wat gemaak het dat sy dan onttrek het van vriende, kultuuraktiwiteite en sosiale aktiwiteite. En natuurlik hierdie gedrag het ook 'n skuld en skaamte effek gehad, wat dan natuurlik baie meer eensamer gemaak het. En so het hierdie siklus in haar lewe ook herhaal. Selfbeskadiging is vir party mense 'n normale manier om met die lewe om te gaan en om die lewe te hanteer. Maar wanneer selfbeskadiging in oormaat is of oorbeheerst is, kan daar natuurlik 'n klomp langtermyn gevolge wees. En die eerste een wat ek aan jou wil verduidelik, is wat met ons liggame gebeur. Nou, 'n onbeheerste selfbeseringsstrategie kan maak dat jy vir jouself 'n mediese noodgeval skep. Ja, jy kan opeindig in ongevalle. Dit wil sê wanneer 'n wond dalk te diep gesny is, 'n brandwond dalk septies is, of jy was dalk onder die invloed van alkohol en jy het 'n ongeluk op die pad veroorsaak. Ergens gaan onbeheerste selfbesering in ongevalle op land. Ons het geweet en ons weet nou dat selfbesering nie die doel is om selfmoord te pleeg nie. Maar wanneer daar nie selfbeheersing is nie, kan selfbeskadiging selfmoord word. Byvoorbeeld, jy het depressie, jy stres oor finansies en jy gaan drink ongelooflik baie. Jy drink ook terwyl jy bestuur. En hierdie noodlottige aksie van jou kan jou en ander mense se lewens in gevaar bring. En dan op 'n ongelukstoneel waar jy dalk doodverklaar is, kan dit dalk vir die paramedici, jou familie en vir ander lyk soos selfmoord. En dan loop ons natuurlik met al die littekens op jou liggaam. En hierdie littekens kan erge skuldgevoelens meebring wat jy die res van jou lewe mee saamdra. Wanneer ons stil staan by die emosionele deel van selfbeskadiging, kan daar vererger geestesversteurings voorkom, wanneer selfbeskadiging nie onder beheer gebring word nie. En dit maak dat jy ook medies behandel moet word en natuurlik ook onder die toesig van 'n psigiater en 'n sielkundige beland. Hoë vlakke van skaamte, skuld en spyt kan maak dat jy 'n angsversteuring ly, wat ook medies moet behandel word en dit kan maak dat jy natuurlik ook onder die toesig van 'n psigiater en 'n sielkundige is. Die feit dat jy so gefokus is en so bekommerd is dat enige iemand hierdie selfbeskadigende gedrag uitvind, maak dit dat jy geïsoleerd word. En dan vind daar 'n groot paniek plaas, want dan is jy eensaam. Op die geestelike dimensie vind ons dat jou geloof wankelbaar raak en dat jou hoop nie meer gefestig is in die een wat die onmoontlike moontlik kan maak nie, maar dat jou hoop dan gefestig is op daai kort oomblik van verligting. En hierdie hou 'n gevaar in vir jou verhouding
saam met God. Natuurlik kan sosiale probleme ontstaan, want jy onttrek jouself dan van sosiale aktiwiteite en familie. Die kans dat ons nie kan konflik hanteer nie, het ontstaan ook tussen mense saam met wie jy bly, en dit maak jou nog meer geïsoleerd en eensaam. En hulle sê, die grootste vyand vir verhoudings is 'n minderwaardigheidskompleks of selfkritiek. As ek al hierdie moet opsom, sal ek sê, die langtermyngevolg is dat hierdie gevolg inhou vir jou lewenskwaliteit. Die rede daarvoor is dat jy dan nie emosioneel en geestelik kan groei nie. Jy jou gawes en talente kan uitleef nie, en jy dalk jou roeping en jou doel in die lewe mis. En dan staan jy ook 'n kans om nie God se verdiende seëninge te kan geniet nie. Ek sluit vandag se video af met 6 vaardigheidsvrae. Hierdie vrae wil ek hê moet jy by jou dra elke dag. En hierdie vrae word gebruik in enige situasie. Of dit nou is of jy besluit moet neem, of hoe jy optree, of dalk wanneer jy selfbeskadiging doen. Hierdie vaardigheidsvrae sluit in by wat Ronel môre met ons gaan deel, rondom die hantering van hierdie snellers en hanteringsvaardighede indien jy jouself beskadig. Die vraag wat jy moet onthou is dit nodig? Is dit waar? Gaan dit skade doen? Gaan dit skade doen aan my verhouding met God? Gaan dit skade doen aan my verhouding met mense om my? Gaan dit skade doen aan myself? Ons gesels môre verder.